En dan is dit ook weer lekker om diegene wat aanlyn inskakel, vir julle welkom te kan sê. Ek besef dis tweede beste agter 'n skerm, maar daar is ook unieke bediening wat die Here kan doen. So mag jy ook wanneer jy na hierdie woord kyk, regtig die Here se unieke aanraking en afspraak met jou in hierdie woord beleef. Hier rondom Paasfees, hierdie tyd in April waar ons nou is, presies 30 jaar gelede, en ek kan nie glo dat die tyd so vinnig gevlieg het nie, het ek in Madeley gery van Kimberley af, waar ek toe jeugleraar vir bykans 5 jaar was, en na Standerton toe gekom op uitnodiging van hierdie gemeente, om hier te kom bedien. Vorige predikant, Dominee Corrie Durant, het 'n beroep aangeneem na Oos-London toe, en hulle het my genooi om die gemeente te kom ontmoet, en met die oog op 'n beroep. En dit was eintlik vir ons, daai stadium regtig onmoontlik om 'n skuif te maak, maar daar was daai gut feel gewees van die Heilige Gees, dat ons minstens moet kom kuier, en dat die Here moontlik ons koers wil verander. Hier gekom was 'n klein, tradisionele Afrikaanse baptiste gemeente, en eintlik 'n klein gemeentetjie kon dit eerder beskryf het as hierdie enorme groot selgroep, liefdevolle klomp mense, opgewonde dat ek kom en die kudde versorg en uitreik na die baptiste in die omgewing. Maar tog het die Here op verskeie maniere bevestig, en belofte na belofte, en dit was eintlik amper sê scary, hoe dat in daai tyd wat ons die beroep oorweeg, die beroep aanneem, die skuif maak, hoe dat die Here op verskeie maniere Jesaja 43 vers 19 na vore laat kom. Dan is dit in 'n dagstukkie, dan is dit iemand wat daai jare nog 'n SMS stuur, dan is dit iemand wat vir my 'n boekmerkie hier van die gemeente se kant af gee, en elke keer is dit hierdie belofte waar die Here sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in droë wêreld riviere ontspring. Nou daai iets nuuts waarvan Jesaja praat, beteken duidelik dat ons nie kan bly beleef wat ons beleef en doen wat ons altyd doen en die status quo sal kan handhaaf nie, want God sê ek gaan iets nuuts doen, dit gaan anders wees. En dit het beteken dat die gemeentetjie nie kan bly soos wat dit op daai stadium was nie. Daai stadium profetiese woord wat iemand vir ons gegee het is, en ek sê dit vir jou op die skerm ook, dit sê, we will have to move from maintenance mode to mission mode. En ek moet bieg, my droom was om eendag iewers by 'n groot gemeente betrokke te kon raak, nie noodwendig as 'n leier nie, en 'n groot impak uiteindelik vir die koninkryk te kan beleef. En die platteland was nou nie regtig die koers wat ek sou wou inslaan nie. En dan ontdek ons die koers wat Jesus ingeslaan het. En hier het my opgeval daai tyd en nou weer, Matteus 9:35. Jesus het al die dorpe en die klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van God se koninkryk verkondig. En dan hoor sy hart, toe hy die menigtes, klein dorpies, klein plekkies, maar toe hy die menigtes sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, so skape wat nie 'n wagter het nie. Ons het met groot drama en kostes het ons die beroep aangeneem, en in die proses hierheen beleef ek 'n visie. En sommige van julle ken die storie, bear with us, maar dis ook tyd vir hersiening. Dit was nie regtig 'n visie of 'n droom nie, ek wil amper sê dit was meer 'n nagmerrie. Dis een van daai belewennisse wat as jy wakker word, as jy sopnat gesweet en jy, omdat dit so reël was. En die beeld wat ek gesien het is hierdie reuse rekordryp oes op die lande. Ek wil die mielies het soos plantasies gelyk. Dit was skrikwekkend bonatuurlik groot. Maar 'n angswekkende veldbrand aangeblaas deur 'n stormwind is op pad. En daar's 'n paar ou stroopers, elkeen 'n ander kleur, is besig om die oes te probeer afhaal. Maar daar's nie ondersteuning nie. Daar's nie die ondersteuning van 'n tapkar, daar's nie waans en ander trekkers beskikbaar nie. So die graan val op die ou end terug in die land. En in plaas daarvan dat die stroopers minstens 'n bietjie gesinkroniseer elkeen 'n eie ry aanpak om net te kyk hoe vinnig ons hierdie oes kan inbring, hoe meer probeer hulle mekaar se wiele pap steek en mekaar keer, want dis my ry, dis my stukkie van die oes. Op die ou end
Stikkende stroopers en 'n platgetrapte oes staan die wêreld vol. Matteus vertel in die einste gedeelte wat ons nou net gelees het. Jesus kyk na hierdie klein plekkies, hierdie dorpies en sien die menigtes. En sy reaksie is die volgende vers 37. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die stroopers, dis waar die probleem lê. Vers 38, bid dan die Here aan wie die oes behoort. Dis nie ons oes nie, dis nie ons inisiatief nie, dis nie ons drome nie. Hy het 'n oes, hy het 'n plan, hy het 'n droom, hy het betaal vir mense wat sy oes is en hy het 'n dringendheid dat dit moet inkom en hy sê bid aan die Here aan wie die oes behoort om die stroopers uit te stuur vir sy oes. Die prentjie het begin vorm aanneem dat die koers van hierdie gemeente gaan wees dat ons so effektief as moontlik onsself wil posisioneer om soveel as moontlik van die oes waarvoor Jesus so 'n dierprys betaal het, te kan help inbring. Dit was immers Jesus se mandaat, sy laaste woorde aan sy kerk gewees voordat hy opgevaar het hemel toe in Matteus 28. Wanneer hy sê gaan die hele wêreld in en maak die mense, bring hulle in. Dis uiteindelik waarop die mandaat neerkom. Gevolglik, omdat ons besef het dis waarheen God ons as 'n gemeente oproep, het ons mettertyd 'n hele paar padwysers ontwikkel, informeel en so half deel geword van ons ongeskrewe kultuur, maar dit help ons om koers te hou om die oes in te bring. Ek lees die afgelope tyd hierdie vers en dit gryp my aan en dis regtig iets waarop ek meer konkreet nou wil fokus is Jeremia 31 vers 21 wat sê rig vir jou nou padwysers op. Bring vir jou rigtingborde aan, hou jou oog op die groot pad, op pad wat jy moet loop. So dis nodig om jou weer te herinner aan die padwysers en die rigtingborde sodat ons kan seker maak ons is op koers met dit wat die Here van ons verwag. En mag ek byvoeg dat die koers wat die Here van ons gemeente verwag en die koers wat hy van die tipiese kerk en baie gemeentes verwag of dit wat die Here verwag en dit waarmee gemeentes besig is, dikwels nie dieselfde is nie. So kan ons vanmôre net weer ons kompasse neem en vir onsself afvra, waarheen is hierdie gemeente op pad? Inteendeel, as jy van 'n ander gemeente is en vanmôre by ons kuier, die gemeente waarby jy betrokke is, ek dink nie, as jy in 'n ander provinsie bly of in 'n ander land bly, kry jy 'n ander kompas en noord is skielik heeltemal 'n ander rigting nie. Noord is altyd noord. Die rigting van waar jy wegtrek mag anders lyk in die kultuur, in die omstandighede, in die rol, in die roeping mag anders wees, maar noord bly noord. Een van ons padwysers, en ons 'n hele paar, ons gaan volgende week aan hiermee, maar ek dink een van die belangrikste dinge wat ons het, om die oes te sien inkom, en uiting te gee aan dit wat God van ons verwag is, dat ons seker sal maak, ons bly gerig na buite. Ons fokus is na buite. Kom ek sê vir jou, hoekom dit 'n redelike belangrike rigtingwyserbordjie is, wat net vir ons sê, hier's die roete, dis hoe ons moet gaan. Ons natuurlike neiging sou vanoggend wees, as ek sou vra, staan gou op, en dis nie groep mense wat jy is, vat hande en maak 'n sirkel. Kan die tipiese reaksie wees, ons vat hande, ons maak 'n sirkel en ons kyk vir mekaar. Sê jy saamstem? Ek dink nie jy sou gedink het, ons moes dit so omdoen nie. Dis so alle sosiale aksies en kultuurgroepe werk. Ons vorm 'n groep en dan kyk ons vir mekaar. Maar Jesus se mandaat was totaal en al anders. Inteendeel, dit was anders as wat ons noem sosiale swaartekrag. Want die gravitasie, die natuurlike gravitasie in 'n sosiale gemeenskap is gewoonlik na binne, na ons, na eksklusief en is baie lekker want is ons. En dan is die kwessie van, dink jy daai pas by daai? Jy moet nie so krom staan nie. Hoorie, jy staan 'n bietjie naby aan my, kan jy skuif? En uiteindelik word dit ook die groepie wat ons kritiseer en baie keer kry jy dat so 'n groepie dan uiteindelik maar weer uitmekaar uitval. Die kerk van Jesus
is egter 'n verhoudingsentiteit wat nie bestaan vir onderlinge kumbaya groepies. Ons is nie, ons verhoudings, ons liefde is nie daar net dat ons mekaar kan warm broei nie. Ons verhoudings is daar om hande te vat en na buitentoe te kyk, want ons is in operasionele verhoudings en daar's 'n groot verskil. Soos in 'n hospitaal of 'n organisasie soos die Nasionale Seeredingsinstituut of 'n goeie weermag, is die fokus van die kerk nooit sy lede nie. Dis nooit na binne, kom ons kuier saam, kom ons fokus op mekaar, kom ons broei mekaar warm nie. Die bestaansrede vir 'n gemeente is na buite. Lane Jones sê nou die dag, deel van die Irresistible Church Network, hy maak nou die dag die stelling. Hy sê, we are to be as concerned about who we are reaching as who we are keeping. Destyds het al ons gemeente, of destyds al, het ons gemeente ons rigting begin belyn. As dit is wat die Here wil hê dat ons moet doen, dan gaan ons strategie en ons rigting begin verander en na buite begin kyk. En die resultate was, ons mense, en baie van julle is nog steeds saam met ons en is hier vandag en kan dit bevestig, het begin om mense te nooi en begin om in jou werksplek en in jou omgewing en jou kontakkring uit te reik na mense en mense se lewens het begin verander en ons het gesien hoe nog en nog van die oes begin inkom. En ons het al meer begin word en al meer begin groei en ons het al meer silo's nodig gehad. Aanvanklik in die kapel hier oorkant, die klein kerkie en toe later in die saal en later 'n tweede samekoms en toe skoolsaal toe en toe in die skoolsaal begin met die bouprojek hierdie kant en 'n tweede samekoms in die skoolsaal en uiteindelik na COVID kon ons nie terug gaan skoolsaal toe nie en moes ons hier begin plan maak en so gou as moontlik inbeweeg. En die rede daarvoor, hoekom ons die heeltyd moet skuif, is, kyk weer na Jesus se belofte, Matteus 9 vers 37, hy sê vir sy disippels, die oes is, wat my probleem is dat die oes is groot, maar wat gemeentes oor die algemeen beleef is, 'n bietjie. En ergens is daar dan fout. Ergens beteken dit, ons is nie besig met God se roeping, wat hy van ons verwag nie. En die ander goeie nuus, wanneer Jesus sê die oes is groot, is die geestelike geleenthede wat ons het om mense te bereik, is eintlik onbeperk. Ons kan nie sommer uit besigheid uit hardloop nie. Ons kan nie sommer 'n markversadigingspunt bereik nie. So die vraag wat ons voortdurend onsself sal moet bly afvra, om seker te maak, bly replika op koers, is nommer 1, is ons fokus nog op die oes? Want dis uiteindelik waar Jesus se passie in sy hart lê. Dis die mense vir wie hy regtig met soveel deernis na hulle kyk. Hy sê vir die godsdienstige leiers op 'n stadium, ek het nie gekom vir die gesondes nie, my passie is nie vir die ouens wat binne is nie. Die ouens wat binne is, moet die weermag word en moet toegerus word en 'n swaarde skerp maak en hulle skoene van gereedheid aantrek sodat hulle reg is om te help om die oes in te bring. 'n Verdere vraag hiermee saam is, wat is jou verwagting? Is daar half iets obsessief in jou om te sê, Here, meer? En in ons binnekamer vir die Here te kan sê, Here, ek soek meer van U. Here, ek soek in my belewenis van U, meer van U krag, meer van U liefde, meer van U stem, meer bonatuurlike resultate wat deur my vloei, meer van U Gees. Here, ek soek meer van U in ons gemeente. Here, ek soek meer van ons gemeente in 'n stikkende wêreld wat ligdraers is en intentionele verskil gaan maak. Want jy sien, dan begin jy hier saamkom op 'n Sondag met 'n ander, jy kyk deur 'n ander lens. Want jy besef, hierdie woord kan ek met daai een gaan deel. Hierdie is 'n vers wat daai ene verseker kan help. Op hierdie manier word ek toegerus en kan ek 'n verskil in daai een se lewe maak. So hierdie is toerustingsgeleenthede. Hierdie is kleedkamergesprekke waar die span net sê time out. Kom ons re-strategize. Kom ons kry net weer nuwe krag, skep weer nuwe moed en dan gaan ons uit, want wat ons verwag 'n groot oes. En ons fokus bly steeds op die oes. Nog 'n padaanwyser om ons op koers te hou en die oes te help inbring, wat krities noodsaaklik is ons moet leer, en dis deel van ons gemeente se DNA, dink buite die boks. Die opdrag om die oes in te bring, het nog nooit verander nie. Maar die metode is hoe om die oes in te bring. Dit bly voortdurend verbeter. Laat ek dit anders stel. Die
boodskap van Jesus het nog nooit verander nie en ons mag nooit daaraan beter nie. Maar die metodes, hoe ons die boodskap oordra, dit moet voortdurend sinvol, kreatief, relevant aangepas word. Dink Rick Warren maak die stelling om te sê, the message will never change, but methods must. Probleem is net, ons wil veral uit 'n tradisionele ingesteldheid, wil ons dikwels nie aan die metodes beter nie, maar ons begin die boodskap verander. En baie gemeentes hak vas in die ou manier van doen. Ons het dit nog al die jare so gedoen, my oupa het dit so gedoen, my pa het dit so gedoen, so ons doen dit, want dis bekend. So hoef jy reg te dink nie, het vra nie eintlik vreeslik inspanning nie, het vra nie eintlik vreeslik moeilik nie, moeite nie, dis gemaklik. En die hartseer is, dat ons ongelukkig vandag sien 'n ongelooflike traumatiese afname in tradisionele kerk agteruitgang en statistieke van die een na die ander. Ek dink in Suid-Afrika is daar iets soos 15 gemeentes per week wat hulle deure sluit. Vir baie kerkgroepe en gemeentes is tradisie. Dis hoe ons dinge hier doen. Dis hulle visie. Al visie wat hulle het is, hoe doen ons dit hier? Dit word nie so hier gedoen nie. Dis al visie wat ons het. Hulle groot visie is om net in stand te hou. By Replika sê ons eerder, en ek sit dit vir jou so op die skerm, visie is ons tradisie. As jy wil weet wat is ons tradisie, ons wil die hele tyd vra vorentoe. Hoe kan ons dit beter doen? Hoe kan ons dit, my favorite woordjie, hoe kan ons dit beterder doen? Dan ons voortdurend buite die boks dink en doen. En hier's die logika daagter. Sit dit vir jou op die skerm, om mense te bereik wat niemand bereik nie, moet ons dikwels dinge doen wat niemand doen nie. En ek kry baie kritiek van my, hoekom doen julle dit so? Wel, ons wil 'n oes inbring. Ons wil nie net Sondag samekomste hou en die geld tel en ons tevrede en 'n lekker job hê nie, want ek sê vir jou, as jy ek in so 'n gemeente bediening kon wees, what a joy. Kom wil ons eerder fokus om te sê, ons wil die hele tyd buite die boks, want jy sien buite die boks, dis waar jy God se stem nodig het, dis waar jy nodig om te hoor, Here, wat nou, wat volgende? Hoekom buite die boks? Want God het keer op keer beloof. Kyk weer na Jesaja 43 vers 19, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Staan op die punt om te gebeur. Iets nuuts kom wel teen 'n koste van kritiek en selfs vervolging. Vra vir Jesus. Die volk Israel was in tradisie. Hulle dinge nog altyd so gedoen. Dan kom Jesus. En hy's totaal en al buite die boks. Hy het 'n saak gemaak met mensgemaakte tradisies en reëls en regulasies. Ons leier is 'n buite die boks andersdenkende wat al die fisiese, natuurlike en mensgemaakte reëls eenvoudig net gebreek het. Supergodsdienstiges, fariseërs, hulle het nie die Sabbatdag verstaan nie. Hulle het dit nie vertolk as 'n dag van rus waar jy in God se teenwoordigheid kan herlaai nie. Nee, vir hulle was dit eerder 'n dag van lui wees. Jy mag niks doen nie. So waag dit, onder andere, een van die fariseërs en die sadduseërs se reëls was, as jy jou stoel skuif op 'n Sabbat en hy het merke gemaak op die grond, het jy geploeg, dan jy die wet oortree, dan is jy skuldig aan die wet van Moses. So hulle het niks gedoen nie. Was 'n dag van lui wees. Waag Jesus dit om iemand wat in nood is uit sy fisiese pyn en ongemak te verlos, dan's hy skielik die culprit. En Jesus het hom bloot net daaraan gesteer nie. Johannes vertel vir ons Johannes 5. En hieroor het die Jode Jesus vervolg. Hoekom? Omdat hy buite die boks gedink het en probeer hom dood te maak, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het. En Jesus het hulle geantwoord, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak. Hoekom? Omdat hy nie alleen die reëls gebreek het nie, buite die boks gedink het nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en hom met God gelyk gestel het.
En ek dink Jesus se reaksie sou hier wees, ouens, guess what? Ek leer vir my disippels dat hulle nou so in 'n verhouding met God kan kom dat hulle hom kan aanspreek, nie net meer as die almagtige, allerhoogste, alomteenwoordige Jahwe nie. Hulle kan hom nou aanspreek as Abba Vader. En dit was maar net die begin. Jesus was buite die boks. Volgens die tradisie van die tyd moet jy op 'n sekere afstand van melaatses bly. Jesus gaan en omhels hulle, raak hulle aan, maak hulle gesond. Volgens die tradisie mag 'n gesiene man nooit met 'n prostituut praat nie. Wat het Jesus gedoen? Met die grootste deernis na hulle uitgereik, vir hulle omgegee, God se liefde gewys, vir hulle 'n tweede kans gegee, terwyl ander die godsdienstiges van hulle al weggebly het. Dan staan natuurlik die natuurwette. En Jesus was totaal en al buite die boks. Hy loop op water. Hy verander water in wyn. Hy praat met die weer en die weersomstandighede verander in 'n oogwink. En hy het hom allermins gesteer aan spyseneringsreëls. Soveel mense per brood, soveel mense per vis. Hy het 'n paar gehad, God gedank, dit gebreek uitgedeel en vir sy disippels gesê, deel uit. En hulle het uitgedeel en uitgedeel en uitgedeel en uitgedeel en 12 mandjies vol het oorgebly nadat meer as 5000 gesinne gevoed is. Dis die God wat ons dien. Dis sy karakter. Dis die denkpatroon wat hy verwag van sy volgelinge. Tradisie het gesê dat vir 'n goeie rabbi, as jy elite impak wil hê, dan kies jy vir jou net die beste van die bestes, die room van die vakleerlinge, en jy lei hulle op. Wat doen Jesus? Wie het hy gekies as sy vakleerlinge? Nie 'n enkele fariseer nie. En ons het 'n negatiewe konnektasie in 'n fariseer, maar eintlik was 'n fariseer die mees hoogs gekwalifiseerde, iemand wat volpunte kry vir die toepassing van die wet van Moses. Dis oor die 600 wette wat hy presies noukeurig alles 100% kan uitvoer. Hy het hulle nie gekies nie, geen skrifgeleerde nie. Nie iemand wat by een van die elite opleidingssentrums toegerus en opgelei was nie. In plaas daarvan kies hy skelms soos tollenaars, vissermanne. Handelinge sê later hulle was ongeleerde en eenvoudige manne. En die woordjie vir gewone mense is die Griekse woordjie idiotas. Kan jy agterkom waarheen gaan dit? Dit beteken letterlik, hy het 'n klomp idioote gekies. So welkom by Replika, waar 'n idioot ook bruikbaar kan wees. En teen tradisie in, het Jesus buite die boks idioote gekies en vir hulle gesê, spandeer tyd met my. Ons gaan die wêreld verander. En dis tipies van nog elke beweging deur die eeue waar God gekom het en daar 'n groot volgende oesinsameling plaasgevind het, was dit as gevolg van mense wat gewaag het om in Jesus se voetspore te volg, weg van tradisie en buite die boks. 1, hulle fokus was na buite en 2, hulle het deeltyd buite die boks gefunksioneer. Baie van ons gemeentes in Suid-Afrika, die meeste van die gemeentes in Suid-Afrika, het ons bestaan en sukses toe te skryf aan iemand soos Martin Luther. In die dae van Martin Luther was gewone mense soos julle, nie soos ek nie, soos julle, nie toegelaat om 'n Bybel te kan besit nie, want jy het nie die teologiese opleiding nie, jy gaan dit dalk verkeerd interpreteer. Dis wat die tradisie gesê het. En Luther kom en hy begin buite die boks dink. Hy sê daar's 'n oes. En God wil sy woord moet hê by almal uitkom. Dis nie reg nie. Almal behoort daartoe toegang te hê en toevallig in daai tyd het Gutenberg die eerste drukpers uitgevind, 'n baie lomp meganiese proses. Maar toe hy weet dis moontlik, toe vertaal hy die Bybel in Duits en gee dit vir Gutenberg en sê druk papi druk. En hulle begin plaas die Bybel in die hande van gewone mense soos julle, wat nie teologiese opleiding noodwendig het nie. Die tradisie van die dag sê kettery. Hulle wil hom omtrent op die brandstapel teregstel. Rede waarom ek en jy vandag 'n Bybel kan besit,
is as gevolg van 'n buite die boks volgeling van Jesus. 'n Buite die boks denkende volgeling van Jesus. Dink aan iemand soos John Wesley. In sy tyd in die 1700s het hulle gesê dis totaal en al kettery om buite die 4 mure van 'n amptelike aanbiddingsplek, van 'n kerkgebou te preek. En jy mag nie die genade van God aan die laer klasse verkondig en voorhou nie. Toe die tradisie van sy Anglikaanse gemeente hom verbied om in hulle gebou vir die laer klas toe te preek, toe stap hy buitentoe, toevallig na waar sy pa begrawe is, gaan staan op sy pa se graf en hy begin preek vir die gewone mense. En hy preek vir hulle dat om die ewige lewe te kan beleef, hoef jy nie kerklike tradisies te eerbiedig nie. En jy kan nuut gemaak word, weergebore word as jy Jesus as jou verlosser en saligmaker aanneem. En skielik het die wêreld vir hom oopgegaan en sy beroemde woorde was, die hele wêreld is nou my preekstoel. Hy in Whitfield, en hoor hierdie geskiedenis, hulle het die boodskap van Jesus vir die eerste keer in eeue weer buite kathedrale en aanbiddingsplekke gebring. En gevolglik reis Wesley, en hierdie is skokkend, gaan Google dit, 250.000 myl per perd. Dis 400.000 kilometer. Preek meer as 40.000 boodskappe. Lei sowat 150.000 mense na Christus. En hy sou dit nooit, volgens die tradisie, binne 'n gebou kon bereik nie. Jy sien, wanneer kry ons dit reg om God se mandaat uit te voer? Wanneer ons fokus na buite en wanneer ons buite die boks begin dink. Vandag se tradisies, ons moes al 'n hele paar tradisies breek. Alle gemeentes word ongelukkig gelei deur onvolmaakte leiers, soos ek, met blinde kolle en vooroordele en idees en dis maar hoe ons dinge doen, ons tradisies. En so byvoorbeeld is die volgende gemeente ons nou af in die straat, word as kompetisie gesien. Terwyl dit eintlik ons grootste bondgenoot kan wees. En as jy mooi daaraan dink, dit gaan nie oor die label nie, dit gaan nie oor die kleur van die stroper nie, aan die einde van die dag sit jy nie 'n brood terug op die rak, want hy is met 'n keis gestroop en nie met 'n John Deere nie. En maak seker my bloed is groen, okay, as jy gewonder het. Maar maak dit saak, of die oes inkom met 'n rooi, blou, geel of 'n groen stroper. By Replika wil ons buite die boks dink en sê, ons is nie die enigste stroper in Standerton nie. Ons het die ander gemeentes nodig. Ons wil sukses definieer om uiteindelik te sê, hierdie dorp gaan transformeer wanneer elke aanbiddingsplek op 'n Sondagoggend uit sy nate uitbaars. En weet jy wat is die slegte nuus? Dan sal vir 'n hele klomp van ons inwoners nie sitplek in 'n gebou nie. Dis hoe groot die oes is. So die vraag, watter mensgemaakte reëls en tradisies moet ons breek? Wat verhinder wat God kan doen? Ek dink een van die grootste seëninge deur die afgelope onlangse eeue was die reformatie. 'n Klomp van hierdie tradisionele kerkgreep tradisies, so jy mag nie so en jy moet dit so, is gebreek en mense het buite die boks begin dink. Die probleem met die reformatie is dat ons het die woordjie voor dit gesit. En dit as 'n afgaan, dit het 400, 500 jaar terug was daar en het dit gereformeer en nou is ons gereformeer. En skielik word 'n groot deel van die kerk beskou as dit het verander 500 jaar terug. 'n Derde padwyser is, kom ons bly reformeer. Daar was deur die eeue hierdie monumentale geskiedkundige geleenthede waar die kerk van Jesus gereformeer het en verander het, maar dis nodig om voortdurend in pas te bly met 'n God wat iets nuuts wil doen. Vernuwe voortdurend. Dis immers wat 'n gesonde liggaam doen, gaan praat met 'n dokter en hy vertel vir jou hoeveel selle en hoeveel van jou organe vernuwe hulle self die hele tyd. Dis nie deel van 'n gesonde liggaam. Ons is sy liggaam. Dink een van die areas wat bly reformeer is in die area van musiek. Jare gelede het die kerk alles beheer. Gewone mense was nie bevoeg
om enigstens 'n deel te hê in die funksionering van 'n gemeentelike samekoms nie. Gevolglik het hulle hierdie one-man band uitgevind. Fenominale instrument. Een persoon kon 'n enorme impak maak en op 'n eie houtjie 'n gesinkroniseerde blaasorkes behartig. Die pyporgel. En ek bedoel, wanneer laas het jy hoendervleis gekry met 'n pyporgel wat net eenvoudig elke noek en kruin van 'n kathedraal kan volmaak. Maar buiten het dit 'n dier geword en daar's niks fout daarmee nie en is fenomenaal. Gee my 'n halwe geleentheid en ons sit vir julle 'n show op met 'n pyporgel. Wat jou hoendervleis gaan gee en jou in die teenwoordigheid van die Here gaan bring. Maar buiten dit 'n dier geword het die kerk vernuwe deur die jare. En gewone lidmate het begin funksioneer en agtergekom ons is ledemate. En ek kan 'n gitaar speel, ek kan 'n klavier speel, ek kan 'n keyboard speel. En musiekspanne het begin vorm. Mense het aanvanklik, of jy die woorde geken van die lied of jy dit nie geken nie. Met die druk van die eerste Hollandse Bybels in die agterkant het hulle 'n paar van die ou gesange en psalms ingehaat en dit was die beperking, dis wat ons kan sing. En toe gebeur die wonderwerk. Dit was as ware 'n nuwe reformatie, die uitvinding van die trieprojektor. En gemeentes kom saam en weet jy wat? Jy hoef nie meer 'n boekie vas te hou nie. En jy hoef nie te kyk wat is op daai bordjie ergens voor wat sê wat is die volgende liedjie dat jy reg is vir hom. Skielik kan iemand vir jou die transparant opsit. Onthou julle ouens nog toe ons in die saal was? Ons het volunteers gehad en dan sit hulle die transparant op en as jy hom eers een keer verkeerd gesit het, kry jy hom nie reg nie. Want dan draai hom so dan besef jy het moes so gewees het. Nee, het moes so gewees. Daar's net nie dan sy regte kant is weg. So die lied is al halfpad gesing, maar dit was ongelooflike deurbraak want skielik sing ons nie meer so nie, skielik sing ons so. Lof en aanbidding het in 'n lof ontploffing. Skielik kan ek my hande gebruik. Skielik hoef ek nie meer agter 'n boekie weg te kruip nie. Skielik kan ek 'n nuwe intimiteit met die Here beleef. En eerds moet ons kies om te sê, kom ons bly reformeer. We're not chasing the newest fad, want dan is ons oog van die oes af. Ek het nou met 'n paar van ons boere gepraat, want nee, ek het my stroper opgradeer, want daar's een of ander voordeel daarin. Hoekom? Kan die oes beter, meer koste-effektief, meer effektief. Toe die Gutenberg drukpers uitgevind is dit gebruik om God se woord te versprei, so ver as moontlik op daai stadium. Vandag het ons die internet. En vandag kan jy die Bybel aanlyn en kan jy dit glo gratis en verniet. En nou met AI doen hulle 'n Bybelvertaling in 6 maande in 'n nuwe dialek. So ons is op 'n deurbraak van 'n totaal en al 'n nuwe opwindende era, want Jesus het gesê die oes is groot. So kom ons gebruik hierdie geleenthede om meer en meer mense bloot te stel aan die goeie nuus van Jesus. Vandag sit ons in 'n vreemde nuwe wêreld van digitale verhoudings en ons het nodig om te aanvaar dat mense mekaar kan leer ken en ongelooflik goed kan help en ondersteun en bystaan en 'n verhouding kan hê sonder dat hulle mekaar ooit fisies gesien het via skerm. So daarom reformeer ons en mense ook via 'n skerm te kan inlaat op ons samekomste hier. Dis nie die taal van ons postmoderne era. En weer eens, dit gaan nie daaroor dat ons net modern wil wees en die nuutste fiteriasies wil hê nie. Ons het nie geld daarvoor nie. Maar ons het geld om 'n oes beter effektief te kan laat inkom. So die vraag is, in watter areas moet ons meer relevant raak en verbeter om die oes meer effektief te kan insamel? En die rede hoekom ek net hierdie lense vir jou wil opsit is, ons het 'n paar skuwe vorentoe om te oorweeg. Ons het 'n paar groot dinge wat ons nodig het en nie net ons nie. Ek's in verhouding met baie van die predikante in die dorp en ons praat hierdie ding om te sê, hoe kan ons beterder doen wat Jesus ons geroep het om te doen? Ons het gou tyd nog vir 'n laaste vinnige ene vir vanoggend en dit is 'n padwyser nommer 4 is ons gaan dit nie doen as ons God nie gaan glo en onvoorwaardelik naïef gaan vertrou dat hy die onmoontlike kan doen nie. En dit moet voortdurend en dit word nie as jy die oes wil insamel is daar 'n onverskrokke naïewe vertroue ons God kan. En ons kies nie net om te glo nie,
Maar ons kies om die Here te vertrou dat hy sal dit realiseer en materialiseer wat hy verwag gedoen moet word. Mense het vir Jesus kom vra hoe dit moontlik is dat mense gered kan word. Hoe dit moontlik is dat ander mense na wie jy kyk besef daar's nie hoop vir hulle nie. Nee, wat hulle gaan nie getransformeer kan word. Hulle gaan nie verander word. Markus vertel, Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê vir mense is dit onmoontlik. Maar nie vir God nie. Want vir God is alles moontlik. Die vraag. Twee vrae hierso. Nommer 1. Wie dink jy in jou kontakkring sal nooit na Christus toe kan kom nie? Kan dit iemand word vir wie jy begin bid? Omdat jy daai naïewe kinderlike geloof het om te sê, Here, daai voorman van my. Here, daai arbeider. Here, daai baas. Here, hierdie kollega van my, ander ras, ander geloof. Dankie dat U hulle kan verander. So vir wie gaan jy hierdie jaar vertrou? Vir wie kan jy begin intree in die God van die onmoontlike vertrou dat hy 'n storie kan skryf in iemand se lewe? Die tweede vraag wat daarbey aansluit is, wat dink jy sal God nooit kan doen nie? Onthou toe ek die eerste keer die planne van hierdie deel van ons sentrum vir die gemeente gewys het, is al hoeveel mense wat gesê het, jy maar vergeet, ons is nie in die stad nie, dit sal nooit kan gebeur nie. Dit kan nie gebeur met ons bietjie vermoëns nie. Ons ken God. En as ons vashou in 'n God van die onmoontlike, hy doen die verrassende goed. Wat is daar wat jy dink God kan nie doen op hierdie stadium nie? Jy het al geloof opgegee. 'n Huwelik. Jy sê nee, maar dis verby, dit kan nie. God wil vir jou sê, try me. Bring dit vir my. Fisiese uitdaging vir genesing. Het ons so gewoond geraak aan, ja, daar het ons 'n bloukie geloop, daar die Here nie 'n gebed beantwoord nie, so nee, wat ek gaan nie meer bid nie. God gaan nie in elke situasie altyd presies doen soos ons wil hê hy moet doen nie, maar ons gaan nie ophou om hom te vertrou en hom te herinner en by voorbaat te dank, hy's die God van die onmoontlike en hy kan. Hy hoef nie, maar hy kan. Waarvoor vertrou ons as 'n gemeente die Here? En ja, onder andere fondse is deel van die praktiese, maar ouens, as dit ons fokus is, het ons hart verloor. Ons fokus is dat die oes sal inkom. En ek herhaal, dat die oes so sal inkom, dat elke gemeente in ons dorp, want hierdie gemeente het die vermoë om spesifieke mense te bereik, maar ons het die AGS en ons het die gereformeerdes en ons het die APK en ons het die, you name it, ons het hulle nodig. Hoekom? Want daar's 'n dorp se oes wat ingebring moet word, want daar's 'n veldbrand op pad, letterlik. As ons die Here kan vertrou om die droom wat hy vir Standerton het, te begin download in elke gemeente se beplanning. En elke gemeente weet, dis ons rol, dis ons rol, dis ons ry, dis ons gedeelte. Dis immers waarvoor Jesus ons uitdaag om te glo en te bid. Is dit moontlik? Efesiërs 3 vers 20. Hoor hierdie lofuiting van Paulus. Hy sê, aan hom wat mag het. Aan hom wat mag het. Om te doen. Ver bo alles wat ons bid of dink. Ons kan hoe ver buite die boks dink, hy doen verder. Volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die eerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in alle ewigheid. Amen. Dis strooptyd op die Hoëveld. Daar's fout in jou opvoeding, as jy nog nooit in 'n stroper was nie. Dis iets wat jy moet beleef. Ek probeer elke jaar by iemand skimp, wil ek wil stroper ry. So vra 'n boer, ons moet eintlik so 'n lysie wat hy voorkom laat staan en kom meld aan en gaan boek vir jou 'n trip om stroper te ry. Maar dis ook geestelike strooptyd. En ek wil jou nooi, kom ry saam. Beter nog, kom vind jou plek. Kom word toegerus. Miskien gaan jy self 'n stroper moet bestuur, miskien 'n trekker, miskien 'n wa, miskien 'n tapkar.
Ergens dalk silo bestuur, maar ergens het ons jou nodig om die oes te help inbring. En ons is nie die enigste stroper in die dorp nie. Maar hierdie stroper waarvoor ek verantwoordelik is, moet en sal so effektief as moontlik moet funksioneer. Met al die nodige ondersteuning, sodat ons niks van die rekordoes wat Jesus sê vir ons op pad is, hoef te mis nie. Niks daarvan hoef verlore te gaan nie. So neem kennis van ons rigterwysers, sodat ons saam op koers kan bly. En dankie dat jy hier is. Dankie vir soveel van julle, wat soveel jare al saam koers hou, en wat uithou, en wat letterlik soms in blinde geloof net sê, whatever, hier gaan ons, kom ons doen dit, kom ons vertrou die Here. En kom ons bly op die koers wat die Here aanvanklik vir hierdie gemeente in gedagte gehad het. Kom ons afsluit met 'n gebed. Ek gaan vra dat die musiekspan vir ons regmaak, en ons gaan weer daai lied sing van wat sê, daar's 'n nuwe generasie. En kan ek jou sê hoekom ek so obsessief oor hierdie goeters raak? Ouens, my tyd in die bediening is basies verby. Ek het 'n paar jaar en dan is dit klaar oor en uit. Maar daar's 'n volgende generasie. Wat los ons vir hulle na? Gee ons vir hulle die fondasie en die platform en die spasie, sodat hulle toegerus is om te kan verdubbel dit waarmee ons nou besig is. Daar's 'n nuwe generasie wat opstaan in ons land. Maar ons is deel daarvan. En mag ons kreet wees, Jesus en die oes wat aan hom behoort. As jy nie van ons gemeente is nie, mag jy teruggaan met 'n nuwe vuur na jou gemeente toe en 'n verskil daai help maak, want elke gemeente het nodig om 'n brandende ligtoring vir Jesus te word in 'n duister omgewing waarin ons is. En mag ons met die kreet van Jesus op ons lippe sien dat God se wil in Standerton regeer. En dat dit wat in ons omgewing stikkend is en ons wil sê dit kan nie verander nie, daar's hoop vir Standerton wanneer God in beheer hier is. So kom ons werk so, kom ons droom daaroor, kom ons bid daarvoor. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U nie na omgewing soos hierdie kyk en sê, "Ag, daar's nie 'n oes nie." Nee, wat die skrif is aan die muur. Nee, wat ek gaan nie vir hulle betaal aan die kruis nie, dis nie mense, dit is nie my tipe mense nie. Dis nie mense aan wie ek waarde heg nie. Inteendeel, as dit nodig was, sou U waarskynlik teruggekom het en kom sterf vir mense wat dit gemis het. Dankie vir die voorreg om deel te kan word van en deel te kan wees van 'n span wat 'n hart het om nie net na binne gerig in maintenance mode te bly nie, maar oor te skakel na mission mode en 'n oes te sien inkom. Verander die lense waardeur ons kyk na mense, na ons omgewing, na ander gemeentes, na die potensiaal van hierdie distrik. En mag ons miskien deur landbou prentjies iets verstaan van wat U in ons harte en ons lewens en in hierdie gemeente wil kom doen. Mag ons getrou wees aan ons roeping. En mag U iets vanmôre kom doen in ons, miskien in die bereidwilligheid om 'n tradisie te breek. Miskien het ons nodig om ongeloof te bely, negatiewe praatjies oor goed wat ons sê net eenvoudig nie sal kan nie. Mag ons nooit vir U uitdaag met ongeloof nie. Inteendeel, mag ons U eer en mag ons U op 'n unieke manier die lof en die eer gee om te kan sê, ons verklaar, hierdie is 'n nuwe generasie wat gaan opstaan in ons dorp en uiteindelik in ons land en gaan sien hoe dat die vaandel van Jesus se lewe en verlossing seëvier en wapper oor elke entiteit in Suid-Afrika. Ons wil aanmeld vir diens, mag ons op koers bly in die rigting en die droom wat U vir ons het. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.